Wat begin het as 'n vriesperd stoetplaas buite Magaliesburg, sou uiteindelik aan die galop raak en 'n topklas bierbrouery en gin distilleerder word, met 'n pragtige gasteplaas en 'n restaurant daarby. Die biermeester aan stuur en eienaarsdogter Noeska Skeepers het haarself in die manswêreld van bierstook opgesaal, waar sy behoorlik floreer. Pieter het gaan proe. In die 90's raak Bernard Botha moeg vir die lewe in die stad en koop 'n plaas. Later word hierdie plaas een van die grootste vriesperd stoetplase in die land. Bernard, hoe het jy destyds op die plaas afgekom en weet wat was hier? Weet wat, dit was heel per ongeluk om die reinware te sê. Ons het in Northcliffe gebly en Sharissa het siek geword elke somer en winter sommer met longontsteking en so aan. Besluit miskien ons 'n bietjie uit stad uit trek, kyk of ons skoner lug elders kan kry en toe begin ons soek, eers daar by Kromdraai se kant en dit was net heeltemal buite my prysklas en toe kom ons uiteindelik hier uit. En ek moet sê dit was wild en rof geweest. Die eienaarsagent vat my toe deur, ons stap net hier af en ons kom by 'n rivier uit en daar's water. En sê vir hom nee, ek koop. Maar net julle met die stoet begin en hoe dit gerealiseer. So in 98 dink ek het ons eerste perde gekoop. En jy weet mos maar ons almal as jy uittrek na 'n plaas toe dan die eerste ding wat elke ou dink is ons perde hê. Die kinders moet perd ry en ja. Toe koop ons die eerste 2 Friesberries en op die einde van die dag het ons 45 perde gehad. Dit was 'n goeie tyd in ons lewe geweest. Die stoet is nou nie meer die naam gaan voort want ons Black Horse Estate was so stoet geweest. Maar ons nou nog 5 volwassenes en 1 vul nou. Ons is baie gelukkig dat ons na 17 jaar weer 'n vul op die plaas het. So 6 perde, 6 te veel, maar ja, hulle is hier vir die brand. So. Die biermakery en goeders, dit is 'n gedagte wat jy aanvanklik as 'n stokperdjie wou begin. Nee, ek het dit as 'n dronk storie begin. Vertel. Ja, ons het eendag saam met 'n klomp vriende gekuier en obviously te veel bier gedrink en toe kom hierdie ongelooflike goeie gedagtes uit van ek sal my eie brouery bou wat beter bier kan brou. Alhoewel ek op baie stadium nog nie eers ek het nie eens geweet hoe brou mense bier nie. En toe bring ons die brouery in, die kleintjie wat ons het en hy's kan so 3000 liter 'n maand maak. Was die brouery wat jy toe nou gekoop het bietjie groter as wat jy gedink het? Ja, ek het gedink so 50 liter 'n maand, weet maar. Toe gaan ons nou 3000 liter 'n maand. So ek bedoel die minste wat ons regtig kan brou op 'n slag, dink ek is 200 liter omtrent. Sure. So dit was so 'n bietjie van 'n verandering gewees in die skaal. Het jy te hard begin stook self van die bier en dis toe nou waar jou dogter aan Noeska toe nou O nee, ek het nooit eers 'n bier gemaak in die begin nie. Nee, sy het van die begin af al die bier gemaak. Gelukkig Noeska, daai stadium het sy nie baie hard geswat nie. En ek sê vir haar, nou moet jy maar pa se hobby kom doen as jy niks anders. En toe bring ons eerste bier uit wat ons light lager was. Hy het so 'n halwe bier gedrink en dan voel jy jou voete beweeg hoor. Daar was niks light nie. Ek dink sy kleur was light. Dit was 'n very light vir die bier, ja. En hoe is dit om saam met haar te kan werk? My pa het toe sy net so was. Toe sê eendag vir my, jy's besig vir jou baas groot maak. En nou vandag is hy my baas. Ek hang hier rond, ek sit so nou in 'n meeting en praat so 'n bietjie saam as ek gevra word om saam te praat en die res van die tyd boer ek. En Noeska ran Black Horse. Nadat Noeska haar studies op Potch vir bierbrou verlaat, leer sy eers onder die vlerk van 'n wêreldklas biermeester en voltooi later 'n volle 3 jaar graadkursus in die kuns deur 'n aanlyn kursus by die Universiteit van die Verenigde Koninkryk. My grootste passie vir bier maak kom uit resepte bou uit. Ek het op 'n stadium 'n bloedlemoen bier gemaak en dit was ongelooflik. Ek het nou onlangs 'n moerbei bier gebrou. Jy weet die uitdaging van die resepbou. Ek dink dit is waar die oorspronklike gedeelte daarvan kom. Ek kan nogal dink in die beginjare was die proe seker lekker vir familie en vriende om ook te kom proe en watter een is nou hulle gunsteling dat julle uiteindelik by julle handelsmerk kon uit. In die beginjare, ek dink dit is nog dit nog steeds. Nee, dit is nogals lekker en veral as mense 'n paar speciality goed gedoen het. En partykeer werk goed glad nie. Dit gebeur ook. Nou, kan ons asseblief kom by die proe en vertel vir my van elkeen van hierdie biere. So heel naaste aan jou is ons Golden Draft. Dit is ons mees populairste bier. Light, easy drinking, nie te bitter nie. Dan die tweede een is ons Premium Lager. Hy's in 'n Pilsner style. So hy is heelwat meer bitter. Biertjie daai. Ons derde een daar vir jou is ons Butching Our Pale Ale. Hy het lekker berry smake wat deurkom. Dan is dit ons Night Shift, dis ons Dark Ale, baie chocolate, coffee, notes wat deurkom. Dan ons Radler. So ons maak limoncello op die eiendom ook. So ons Radler is basies ons golden
met limoncello by. En heel laaste is ons gingerberry. So dit het eintlik oorspronklik gekom, my ouma het altyd gemmerbier gemaak. So hierdie is 'n strawberry infused gemmerbier. Luister, as nou oor die bier gesels, maar gin is ook mos nou 'n ding. Ja, so ons maak gin ook op Blackhouse. Ek is nie die persoon wat dit doen nie. So Chantay, sy maak ongelooflik lekker gins. Ek dink ons het op die oomblik seker so oor 10 verskillendes. Chantay, jy is bekroonde stoker. Ek is ja. So wat maak jou gin uniek en anders? So ons sê spreekding is hier, everything from grain to glass, everything is done by hand. So alles wat ons hier doen, van die alkoholbasis wat ons maak tot die bottel wat gevul word, is alles met die hand. Waar kom hierdie liefde van dit vandaan? Ek hou daarvan om 'n mad scientist te speel. Basies, dis waar dit op neerkom. En toe ek hier begin werk het, toe het ek absoluut niks geweet nie. Die eerste keer wat ek moes distilleer wat Marius met my geleer het, was soos, okay, cool, hier is ons die stil, good luck. En dit het net van daar af gegroei, want dit is so interessante werk, want alles werk op reuk en smaak. Jy moet fisies jou sintuie gebruik om die regte produk te maak. Wat het ons hierso? Vandag het ons Morality Gin, so dis ons flagship gin, dis waarmee ons begin het. So hy is amper soos 'n whisky, maar is wel 'n gin. So jy kan hom skoon drink as jy 'n whisky drinker is. En as jy so maak, dan proe jy hom ook, né? Baie lekker. Hierdie is nogal 'n gin wat ek sal drink. Die volgende een is ons kolibrie en passieblom. So dit is ons gin wat die meeste goue awards al gewen het tot dusver. Ons staan al op 4 met hom en hy was ook die een wat my vrou distiller van die jaar laat wen het. So volgende een is deel van ons 7 Deadly Gins reeks is Lust. So dis 'n pomegranate based gin. Seker baie populêr ook by dames. Hy is ja. So al die granate wat ons gebruik in Lust kom van die bome van my huis af. Hierdie is verskriklik lekker en baie verfrissend. Die meeste van ons gins doen ons vapor infusion. So dan is hy meer van 'n floral en 'n vlugtige smaak, so dit maak dat jy weer wil teruggaan. Branaatjies sal my laat terugkom. Wat het ons hier? Daai is Pride, so dis ons blueberry gin. Hierdie is lekker. Regtig bly jy hou daarvan. Baie dankie. Cheers op die volgende wenner. Hier is die wenner, né? Daai is die wenner, Daar is ja. die wenner. Op die volgende wenner, maar ek hou nogal hierdie is my wenner. Die bier is pure perd, maar benewens die beeldskone uitsigte, perde, kos en drank, is dit wat uiteindelik uitstaan, die storie van 'n familiebesigheid wat op familieervarings toegespits is. Cheers!